Goeiemiddag, baie welkom aan elkeen wat by ons boodskap hier ingeskakel is vandag. Ek hoop dat julle nog veilig is en dat julle gesond is. En mag jy ook weet dat die Here op hierdie manier vandag ons ook wil lei deur sy woord en vir jou iets wil kom sê wat jy saam met jou kan vat daar waar jy besig is in die winkels, daar waar jy besig is by die werk, daar waar jy besig is by jou huis, tussen jou mense besig is dalk. Mag jy weet dat die Here ook deur jou wil werk met sy Heilige Gees en ook jou wil versterk deur sy woord, sodat jy mag weet dat hy saam met jou ook in alle haar omstandighede is. Ons gaan vandag sommer net saam lees uit Psalm 42 uit, gaan dit vir ons saam lees en dan gaan ons saam hoor wat die Here ook daaruit net vandag vir ons kortliks wil kom sê. Psalm 42 vanaf vers 1. Vir die koorleier 'n gedig van die Koragiete. Soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor my God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit, na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U, hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die klein berg af, waar die waters teen mekaar raas en die waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Tog sal die Here weer 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir die God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van my vyand? Dit sny deur my hele wese, as my teestanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Tot sover lees ons dan vandag saam. Ek dink baie van ons sal saamstem dat ons in hierdie tyd iets van 'n wipplank effek ervaar wanneer dit by ons emosies kom. Elke dag hou 'n nuwe gevoel en 'n nuwe uitdaging in. Elke dag voel ons anders. Die een dag voel ons beter oor onsself, voel ons beter oor ons lewens uitkyk, en die volgende dag voel ons net so 'n bietjie meer depressief en dalk 'n bietjie negatief oor dit wat voor lê. Elke dag word eintlik half anders ingerig, anders gesien, anders ervaar en beleef. En hierdie Psalm 42, is dit eintlik presies wat hierdie psalmdigter ook hier op 'n manier ervaar. Hy ervaar iets van 'n wipplank effek, wat sy emosies ook aanbetref, wat sy gevoelens ook aanbetref. En dan aan die einde van hierdie psalm, dan kom hy tot hierdie besef, dat God eintlik groter is as dit. As hy op God vertrou, sal God hom ook hierdeur help. Daar is baie donker plekke in hierdie lewe wat ek en jy ook binne gaan baie keer. Baie donker dinge wat ons ervaar en beleef. En wanneer ek praat van donker dinge, dan praat ek van dinge wat ons ver van God af laat voel, wat ons laat voel asof ons buite bereik is van hom. Asof ons vir 'n oomblik nie in sy teenwoordigheid is nie. Daardie donker dinge wat ons laat voel asof ons nie goed genoeg is nie. Daardie donker dinge wat ons laat voel, maar daar is nie hoop vir vandag of vir môre nie. Maar dan lees ons hier in hierdie Psalm 2 keer, wanneer hierdie psalmdigter die vraag vra, waarom is ek in vertwyfeling en waarom kerm ek so, in vers 6 en vers 12, dan lees ons daarna, vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Vertrou op God. Ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hoekom sal hierdie psalmdigter weer vir hom 'n loflied sing? Want God het in die verlede ook in sy lewe voorsien. God is die een wat in die verlede vir hom oor en oor sy trou bewys het. En daarom, as gevolg daarvan, het hy ook hoop in die Here. Het hy nie net hoop in die verlede nie, maar sy hoop lê ook in die Here. Want God is 'n God wat voorsien. En ek en jy kan nie net in hierdie donkerte vaskyk, hierdie dinge wat ons nou beleef, hierdie gevoelens wat ons nou beleef, hierdie emosionele wipplank wat ons nou beleef nie. Want die Here is groter as jou emosies. God is groter as daardie dinge wat jy voel en ervaar en beleef in jou lewe. En die bewys daarvan
is nie net die Here Jesus Christus aan die kruis nie, maar die bewys daarvan is dit wat hy ook elke dag in jou lewe kom doen. Die bewys daarvan is sy voorsienigheid in die verlede, maar ook in die hede. En daarom kan ek en jy nie anders as om te hoop op dit wat God nog steeds doen nie, as om te hoop op dit wat hy nog gaan doen nie. Want die Here Jesus Christus het reeds oorwin, en daarom kan ek en jy ook hierdie donker wat ons nou beleef, kan ons dit oorwin. Daarom kan ek en jy daardie dae wanneer ons afvoel en voel ons is nie lus vir die dag nie. Daarom kan ek en jy opstaan en weet dat die Here, die opgestane Here is, en dat ons saam met hom ook opstaan. Ons hoop, my en jou hoop word deur voortdurende kontak met God gevoed. En as ons nie met hom in kontak bly nie, dan vervlou hierdie hoop of verdwyn hierdie hoop selfs. Ons moet met God in kontak bly, selfs in die donker tye, selfs in die tye wanneer ons ver van hom af voel. Want dit is juist daarin waarin ek en jy ons hoop ook kan koppel. Ons hoop is nie in die dood nie of in die donkerte van hierdie wêreld nie. Selfs al voel dit vir ons asof dit ons bedreig in hierdie lewe. Ons hoop is in God. Ons hoop is in die lig van God. Hy wat alles en almal onder hom ook stel. Hy wat vir my en jou kom sterf het, opgestaan het en leef oor die dood. Mag ek en jy weet dat ons ook leef oor die dood, en omdat daardie ons wete is, omdat ons daai toekomsverwagting het, omdat ons daai hoop het, ons ook nou reeds in daardie hoop kan leef, en omdat God reeds in die verlede vir ons kom bewys het hoe groot en hoe goed hy vir ons is, ons ook nou reeds in daardie hoop kan leef. Maar ek en jy weet dat ons hoop nie kan verdwyn nie, dat ons lig nie uitgedoof kan word deur die emosies en die dinge en die gevoelens wat ons ervaar in die lewe nie, want ons God is soveel groter as ons gevoelens. Mag jy dit weet, mag jy dit saam met jou dra, en mag die Here Jesus Christus jou ook seën. Ek groet jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Amen.